1 Korintiërs 10 vanaf vers 23 tot en met vers 31 gaan ons uitlees, is die hoofskrifdeel van vanmôre. 1 Korintiërs, gaan op die skerm ook verskyn, 10 vanaf vers 23 tot 31. En ek wil vanmôre by hierdie skrifdeel by julle stil staan, en wanneer ons hierdie skrifdeel lees, wanneer ons in hierdie woord ingaan, dan sien ons iets hierso van die gemeente van Korinthe, dit wat Paulus besig is om met hulle oor te gesels, en die belangrikheid wat hy hulle oor aanspreek. En as ons kyk na die boek, na die brief van 1 Korintiërs, dan sien ons, dit was 'n cosmopolitan hawestad gewees, Korinthe. Hulle het handel gedryf, maar dit was ook 'n stad van onsedelikheid, van afgodsdiens. Hulle was nie Jode gewees. Die gemeente van Korinthe was nie Jode gewees. Hulle was tot reding gekom. Paulus het hulle geëvangeliseer en hy het die gemeente gestig, en hier kom hierdie mense en hulle het worstelinge, hulle het struikelblokke. Voor hierdie hoofstuk, in die begin van hierdie hoofstuk lees ons dit, dat daar's afgoderry wat plaasvind, en Paulus spreek dit aan. Hy sê julle kan nie hierdie ding doen nie. In vers 21 sê hy, julle kan nie uit die beker van die Here drink en ook uit die beker van die bose drink nie. Jy moet God kies. Jy kan nie nog op hierdie ding wees. Jy kan nie wydsbeen Christendom hê nie. Hy praat met hulle hoe belangrik dit is. En dan kom ons en lees ons vers 23. En dan gaan dit op die skerm verskyn. Ek lees uit die 53 vertaling wat sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Eet alles wat in die slaghuis verkoop word, sonder om navraag te doen. Terwille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. En as een van die ongelowiges julle nooi en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word, sonder om navraag te doen, terwille van die gewete. Dan vers 28, wat eintlik half die kruks van die skrifdeel is, maar as iemand aan julle sê, dit is afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, terwille van hom wat dit te kenne gegee het, en terwille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Ek bedoel die gewete nie van jouself nie, maar van die ander. Want waarom word my vryheid geoordeel deur 'n ander se gewete? En as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of wil dit dan eet, of drink, of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Ons ken daai klein laaste deeltjie, ons doen alles tot verheerliking van ons, te bekennis, maar as ons hierdie hele stuk lees waar Paulus met die gemeente praat en sê, hier's 'n situasie, hier's 'n issue wat plaasvind, want daar het hulle obviously die vleis geoffer vir hulle afgode, en nou moet hy slaghuis toe gaan, en nou het daar 'n probleem, en hy sê, kan ek hierdie vleis eet, want dan, ons weet ons mense, ons vra, wat doen nou, en dan kan hulle dit by einde van die dag nie eet, want hulle weet, dit is geoffer vir afgodsbeelde, en hulle het hierdie stryd, en Paulus sien hierdie worsteling, Paulus sien hierdie ding, waarmee die gemeente mee sukkel, en hy sê, terwille van jou gewete, moet nie vra nie, moet dit nie oordink nie. Baie keer van ons as gelowiges, dan is daar iets, en ons wonder partykeer te veel oor hoekom en waarom, en dan was dit beter gewees eerder om nie te vra, of enigiets uit te vra nie, net te weet, jy weet, gaan net aan, moenie te veel vra nie, doen dit net. Paulus sê, moenie hierdie oordink nie, eet die vleis, die Here, julle God, hy het dit gemaak, hy het dit geskep, hy het beheer oor dit. Hoekom oor, so Efesiërs sê, oor hierdie ding, eet dit net, gaan groot, moenie bekommer daaroor nie, moet nie laat dit geoorloof word nie, en baie dinge, wat soms nie geoorloof moet wees, het ons as gelowiges geoorloof. Ek het al baie mense ontmoet in my lewe, wat die kleinste geringste ding in 'n kerk oorloof en sê, maar ons mag het, hoekom doen julle dit? Hoekom doen julle hierdie goeters? Waarom is dit so? En dan is dit eintlik 'n opinie, dan is dit eintlik hulle eie ding, wat hulle mee sukkel of worstel, of eintlik net 'n eier oor wil lê. En dit pla hulle so, dat hulle fokus weg van Christus af is, dat hulle fokus oor hierdie klein ding, soos hierso lees ons van Paulus, waar vleis, hulle weghou van eintlik iets wat baie belangriker is. Hy sê, moenie worry daaroor nie, hulle worry, Jesus, maar kan ek hierdie vleis eet, wat gaan nou aan? God het daaroor besit, hy het sy bloed uitgestort, jy kan nie vleis eet, moet net die honde en katte eet nie, asseblief.
Hy sê dit nie daar so in die Bybel nie, dis Armand 1 vers 2. Hy sê moenie bekommer oor die goed nie. En ons as gelowiges bekommer so oor die onnodigste dinge. Ons boere, ons Suid-Afrikaners, jy kan ons oor nonsens bekommer, oor die kleinste ou dinge. En dit steel van ons vanaand aan soveel dat op die einde van die dag ons fokus verloor van wie God is. Dat ons verloor in alles wat ons doen. Dis my tema vir die boodskap is. In alles wat ons doen, ons God eer en verheerlik. En ek wil vir jou vra, dit wat jy doen, as dit God verheerlik, doen dit. As dit nie God verheerlik nie, moet dit nie doen nie. 1, 2, 3, so eenvoudig soos dit. Maar moet nie jou geloof onnodig moeilik maak vir jouself nie. Moet nie onnodig obstakels in jou lewe en jou pad sit, wat jou op einde van die dag gaan wegtrek en gaan aftrek, en jou gaan laat oordink, en gaan depressief en vreesagtig gaan word nie. Glo net soos 'n kind, vertrou net soos 'n kind, moenie daaroor bekommer nie, terwille van jou gewete, fokus op Jesus. Kom by hom uit, in 2026. Moenie worry wat die persoon langs jou gaan doen nie, hy het sy eie saak, die Here sal hom regmaak. En as die tyd goed is, kan jy hom of haar aanspreek oor dit, as dit nodig is, en nie jou vlees lei jou en jou gees lei jou. Maar moet nie onnodig fokus verloor in hierdie jaar nie. Raak gefokus op wie hy is, wie God is, en wat hy vir my en jou gedoen het op die kruis. En wanneer ons hierdie stuk lees, en wanneer Paulus praat, dan sien ons in die stuk waar hy praat oor die afgoderry, en waar die vleis geoffer word, en sê, dan mag jy dit nie doen nie, moet dit dan nie eet nie. En baie mense lees, en sê, maar dit was daai tyd gewees, Armand, hoekom moet ek nou enigstens daar bekommer, hoekom moet ek enigstens, hoe gaan dit my aan? Het iemand vir jou al ooit 'n sappige storie gegee? Vol is die juicy stories. Ek sê gister vir ons jong werk, en sê, hulle maak 'n storie so juicy, jy kan, dan weet jy, dis lekker gewees, né? Soos KFC, lik jou vingers af. Gaan jy deelneem in die skinder? Wanneer jy by vriend is en hy's 'n alkoholist, gaan jy deelneem. Al het jy nie 'n probleem met alkohol nie, gaan jy deelneem. As jy weet daar is iets wat jou medebroer of suster, of nie eers, as jy weet jy het 'n vriend wat 'n ongelowig is, 'n persoon wat nie kerk toe gaan nie, en jy weet daar's 'n ding wat hom gaan verhinder en jy doen dit, is dit asof om die persoon verder weg te stoot, omdat jy jouself bevoordeel en sê, weet wat, ek worry nie so oor jou nie, dit gaan oor my. En Paulus wys vir ons in hierdie stuk, en hy praat in die begin daarvan, moet nie jouself voordeel nie, voordeel ander. Wanneer dit kom by ons as gelowiges, wanneer dit kom by ons as kerk, as gemeente, moet ons altyd die ander persoon voordeel. Jy dink by jouself, maar dis nie hoe dit werk nie, dis hoe God werk. Dis hoe sy hart is, want as ons vir almal daar net vir onsself was, sal dit 'n sieklike kerk gewees het. Sou dit 'n kerk gewees het waar daar nie liefde sou wees nie, waar daar selfsug sou wees, waar daar haat sou wees, waar daar bitterheid sou wees. En Paulus bring dit vir ons en sê vir ons, is nie oor jou nie. Al sit jy aan tafel by 'n ongelowige, gaan dit oor hom, gaan dit oor om die saad wat Jesus Christus vir jou gegee het, om in hulle in te plant en sê, weet jy wat, ek het liefde vir jou. Jy weet wat die grootste ding van vandag se kerk is dat mense dit nie van ons baie keer kan sê nie. Nie eers van ons kan sê nie. Mahatma Gandhi sê die volgende. Hy sê hierdie. Hy sê, I like your Christ. I do not like your Christians. Het jy dit mooi gehoor? Your Christians are so unlike your Christ. Dit is erg, kerk. Dit is nie iets wat ek dink ons as gelowiges in vandag in hierdie uur wil hoor nie. Ek wil dit nie hoor nie, maar ons is elkeen skuldig daarvan. En jy kan sê, nee man, nee broer, ek gaan elke Sondag kerk toe, ek ken die Bybel, maar die Bybel lewe geword in jou hart, het Christus lewe geword vir jou. Want jy kan kerk toe gaan dat jy blou is, daai sitplek kan al gate in hê waar jy sit vanmôre. Maar as die liefde van Christus nie teenwoordig is nie, as jou lewe nie hom verheerlik nie, die 83 vertaling sê vir die voorskrif vir hierdie hoofstuk is, alles eer aan God. Doen alles in eer van die Here. Doen jy dit? In die begin van 26, eer jy God? Nie in die groot goed nie, ja jy moet in die groot goed, maar in die klein, fyn dinge, die manier hoe jy met mense praat,
manier hoe jy mense hanteer wat nie die Here dien nie. Mooi. Manier hoe jy jou vrou hanteer, hoe manier jy jou man hanteer, hoe manier jy jou kinders hanteer, hoe manier hoe jy jou ouers hanteer, hoe manier jy praat, eer dit God vanmôre. Is dit eerbaar, en ek weet ons maak foute, ek weet ons swaai af jou handvatsel partykeer en daar glip so 'n woord uit en jou man wonder wanneer is die kos reg en sê vir hom daar's 'n paar klippe in die tuin, gaan groot. Jy kan wild gaan. En ons is kerk, ek het lankter gepreek, ons kerk is 'n hospitaal. Ons is nie 'n oorlogsone nie. Ons is veronderstel om pleisters op te sit, nie om wonde te veroorsaak nie. En tog doen ons dit. Tog gee ons meer wonde as om wonde reg te maak. Want dit gaan oor my. Gaan oor my trots. Gaan oor my opinie. Ons het opinies vir Afrika. Jy het nie 'n opinie, jy het nie reg tot opinie nie. Jy het die woord van God. As jy opinie het, gaan net na die woord van God toe, dan gaan jy vinnig sien, jou opinie geld eintlik glad nie. Net God se woord doen. En hier is net so hard vir my, want die Here, ek praat met die manne van die jong werkenis, die Here, toe ek hierdie skrifdeel lees, dit is iets anderste vir my gewees, en ek ervaar dit, wat die Here besig is om my te doen, ek glo ook vir ons as gemeente en 'n gemeenskap, dat hy wil aan ons werk, hy wil hê die fokus moet weg van my en jou gaan, meer na hom toe, meer na die stikkende gebroke wêreld, hy wil weer hoop gee, aan die wie hopeloos is. 1 Korintiërs 10 vers 32 tot 33 sê, wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Kyk nou die persoon langs aan jou. En as jy nie iemand het nie, kyk maar agter jou, swaai jou nek om. Jy moet nie 'n oorsaak van struikeling vir daai persoon wees vanmôre in die kerk. Jy moet hulle kan bemoedig, versterk in die geloof, mekaar se laste kan dra, nie oordeel nie. Ek sê Vrydag aand vir een van die dames van ons jong werkenis, sê ek, Galasiërs 6 sê vir ons en leer vir ons, dat ons moet versigtig wees, om nie 'n ander persoon se dade te oordeel nie, want ons kan dit ook oorkom. Ek parafraseer nou, maar ons versigtig wees, wat ons van ander sê van hulle sonde, ons is nie gevrywaar dat dieselfde met ons kan gebeur nie. Ons moet versigtig wees kerk. Ons moet die verstruikeling veroorsaak nie, vir geen persoon nie. Want ons wil hê hulle moet gered word. Het jy nog 'n sielslas in jou hart kerk? Het jy nog 'n hart vir mense vanmôre kerk? Of gaan dit oor jou? Want as dit alles net gaan oor om hier vanmôre te sit en 'n preek te hoor, dan gaan dit niks beteken in hierdie wêreld nie. As dit meer net vir jou gaan oor die aircons, die lekker koffie voor en na die tyd, die worship moet net 'n bietjie lekker langer wees en die preek moet net so bietjie kort wees en ek moet net my emosies net lekker raak dat ek lekker hoendervleis kan kry, dan is jy in die verkeerde kerk, want hierso gaan dit oor God se waarheid, gaan oor om mense op te rig vir sy koninkryk, sodat mense uit in 'n gebroke wêreld kan inbeweeg en disippels kan maak. Dit gaan nie oor jou vanmôre nie. Daar's baie Gandhis in ons lewens gewees. Het jy soetreek agtergelos in hulle lewe? Is daar wel gevalle gereek wat by hulle agtergelaat gesê, joh, daai persoon, daar's iets. Het jy saad gesaai? Of het jy gedink, nee man, hierdie ou is nie waardig van saad gesaai nie. Dan wil ek vir sê, dan was jy ook nie waardig gewees om in saad in te gesaai nie, maar tog is jy vanmôre hier, want God het dit waardig gevind om jou sy kind te noem, om die prys vir jou te betaal, nie net vir my nie, vir 'n gebroke, vir 'n gestikkende wêreld, in alles wat ek en jy doen vanmôre kerk, in everything, let him be glorified, in alles. En dit beteken ek nie, jy moet tot jou styk en sê, prys die Here, want styk is baie lekker, maar moet jy gaan nie vir elke liewe klein ding nie, maar dit wat waardig is, dit wat lof aan hom bring, moet jy dit doen, en jy moet jouself die vraag afvra, het ek in hierdie week, in die amper 2 weke wat ons in die nuwe jaar is,
Het ek hom geëer? Het ek hom verheerlik in wat ek doen? Hoe ek my werkers hanteer? Hoe ek my vriende hanteer? Hoe ek die persoon by die Pick n Pay hanteer? Of jy net soos afgeshaak gesê, don't feel like it. So right, iemand sal by daai persoon kom. Weet jy wat, jy is dalk die enigste persoon wat waar daai persoon Jesus gaan deurbeleef. Jy is soos en ek wil nie. Die Here het met my dit kom praat gesê, jy weet Armand, jy kan dalk die enigste Bybel wees wat daai persoon gaan lees en wat gaan jy doen? Gaan jy jou vleesmens prysgee hierdie jaar? Gaan jy jou idealismes prysgee? Want ek sê vir jou, om God te verheerlik kos 'n prys van jou as mens. Dit kos dat jy jou vlees sal aflê. Dit kos dat jy jou eie idees, jou eie dinge van doen sal aflê en sal gaan na sy woord toe en sal sê, Here, in hierdie sal ek getrou bly. Laat jy anders struikel oor jou selfsug en hardnekkigheid. Doen jy? Ek het al baie keer, partykeer dink ek, Jesus Armand, wat as ek terugreis, wat het jy gesê? Hoekom het jy dit gesê? Dan praat die Here met my en sê ek soos, Here, ek weet ek is nie altyd lekker nie, maar vergewe my, ek het iets doms gesê. Het jy al ding gedink, jy ry terug en jy dink soos, ja, ek moes eintlik nie daai nou gesê het nie. Môre kry ek nie pap en eiers in die bed met melk in my koffie nie. My vrou gaan net vir my kookwater gee. Ek weet. Ek weet vanmôre. Dis God se begeerte dat ons hom sal verheerlik in alles wat ons doen. Nie net 'n bietjie nie. Nie net in die huis van die Here nie. Maar in jou huwelik. In jou finansies. Pastoor, nie die finansies nie. Nee. Ja, jou finansies. Ja, jou tekortkominge, ja, jou sonde, ja, die dinge wat jy nog nie mee gedeel het in jou lewe nie. Onvergifnis, bitterheid, woede, haat. In alles moet jy kan sê, Here, hier's ek. In my gebrokenheid, in alles wie ek is, lê ek voor die voete neer, want ek wil U eer en verheerlik. Ek wil in alles wat ek doen, en alles wie ek is, wil ek God eer en verheerlik. Ek wil nie 'n oomblik mis waar mense Jesus nie kan ontmoet of kon geontmoet het deur my nie. Kerk, wil jy daai oomblik mis? Hoekom doen ons dan? Hoekom sê ons dis maar die pastoor se werk? Dis die volonteer se werk, dis die ouderlinge se werk. Weet jy wat? Is jy kind van die Here? Wil ek gehoor? Is jy kind van die Here? Hoe is baie my kinders van die Here as ek so by die hande kyk, hoor, ons gaan nou 'n belydenis doen. Julle kan net so voor die tyd kom staan. Dan gaan ons kan julle neerkniel en gaan vir julle bid. Spot net. As ons sê ons is almal as kinders van die Here, dan beteken dit ons moet hom verheerlik. Nie net gestreel word met die om ons ore nie, maar die werk doen, ons hande vuil kry. Want iemand het hulle hande vuil gemaak sodat jy vanmôre hier kan sit. Iemand het vir jou gebid. 'n Ouma, 'n ma het vir jou gebid. 'n Eggenoot het vir jou gebid. Iemand het hulle hande vuil gemaak. Iemand het God geëer sodat jy hier vanmôre kan sit en hierdie boodskap kan hoor en kan weet, dis my verantwoordelikheid om God te eer. Dis my verantwoordelikheid om te sê dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Christus. So ver as wat dit moontlik gaan, sal ek hom eer, sal ek hom loof, sodat iemand anderste by hom sal uitkom, sodat iemand anderste by sy voete kan wees, sodat iemand anderste nie die ewige hel toe gaan nie, maar saam met ons in die hemel sal inbeweeg en begin vandag, en begin nou. Is nie môre en is nie volgende weekie, is nie asof ek lus voel om dit te doen nie. Dit is sy mandaat elke dag om hom te eer en te verheerlik. Of jy eet of jy drink, wat ook al jy doen, verheerlik God. En ons moet dit doen, kerk. Want ek sê vir die jaar gaan op tye moeilik wees. Daar gaan uitdagings kom, daar gaan dinge kom wat uitpop, wat jy gedink het, o jette, ek het nie geweet, hierdie ding is in my lewe nie, gaan jy God in daai oomblik eer, want dit is maklik as dit goed gaan. Dit is maklik wanneer dinge lekker is, Shanana, die finansies loop so strip, ons kan 'n bietjie seevakansie gaan, my vrou kan 'n skaapbout in die oond sit, ons kan so een keer in 'n maand lekker skaapbout eet, maar wat doen jy wanneer dit moeilik gaan?
Wat doen jy wanneer jou geloof tot op die uiterste getoets word? Sal jy God nog eer? Sal jy hom nog verheerlik? Of gaan jy uitchicken en terugtrek? In alles, kerk. Sê saam met my in alles. In alles. Not when I feel like it, but to the glory of the King of Kings and the Lord of Lords. Gaan moeilik wees, kerk, maar trek jou yster en braaskoene aan en stap die pad. Hy gee vir my en jou manna elke oggend vars manna om die dag deur te bring. Jy moet net vat en neem en sê, Here, hier is ek. Want U laat my op arensvlekke sweef. U laat my nie moeg of mat word nie. Kom ons in hierdie oomblik sluit ons oë, kerk. Terwyl elke oog toe gesluit is. Terwyl niemand rondkyk nie. Wil ek jy moet weer dink oor hierdie boodskap. In die begin van die jaar en alles wat vir die jare nog voorlê wat onbekend aan ons is as gelowiges, het ons 'n verantwoordelikheid om nie net terug te sit nie. Maar dit is die Here in alles. Geen om hoe moeilik dit gaan nie, geen om hoe moeilik dit gaan wees nie. En ek wil jou uitdaag vanmôre, as jy saam in die gebed wil wees, wil ek jy moet saam met my staan. Maar ek is ernstig, as jy saam gaan staan, beteken dit jy vat dit ernstig, beteken jy sê, Here, ek staan op, want ek wil in alles wat ek doen, U naam verheerlik. Ek wil in alles die koninkryk laat uitbrei, sodat mense by U sal uitkom, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die mense, tot oor die ongelowiges, juist die ongelowiges. En ek in alles my vermoë sal probeer, sodat hulle by U kan uitkom. As jy in hierdie gebed deel wil wees, wil ek jy saam met my staan, kerk. Saam met my staan, kom ons staan op. As jy saam met my wil staan, ons gaan hierdie gebed saam doen. En ek wil net ons arms uitstrek in hierdie oomblik voor die Here en sê, Here, in alles sal ek U eer. Here, in alles sal ek U eer. In alles wat ek is, en alles wat asem het, loof die Here, o my siel, want alles is in U en deur U tot U bestaan alle dinge. En Here, en vanmôre, Here, kom bid ek vir myself, kom bid ek vir ons as gemeente, Here, en kom vra ek, Here, kom en werk in ons harte, kom en plant saad, Here, Jesus, help ons om nie net sitplekke warm te sit vanmôre, nie net om nog 'n preek te hoor nie, net nog om 'n Bybelstudie te doen nie, maar uit dit uit te beweeg in hierdie wêreld en hoe ek leef en wat ek doen en wat ek sê en hoe ek is, dat mense Jesus Christus sal beleef. Here, geen of die Jood of 'n Griek of die gemeente is, dat ons nie sal oorsaak wees van struikeling nie, maar dat ons so ver as wat moontlik gaan, hulle sal wys, sodat hulle tot bekering kom, dat hulle tot inkeer sal kom tot U, Here Jesus Christus. En ek dank U vir U krag, ek dank U vir die Gees, ek dank U, Here, vir U goedheid. Ek weet, deur U krag, Here, kan ons dit doen, Here Jesus, want ek is swak, ek is 'n mens, ek is 'n mindere, maar Here, U vind dit goed om my te gebruik, U vind dit goed om my die krag te gee, om U koninkryk te bou. Here, U het ons nie nodig nie, maar Here, U gebruik U kinders om U koninkryk uit te brei, Here. En mag ons nie uit hierdie kerk uitstap en nie sielslas hê nie. Mag ons nie uit hierdie kerk uitstap en 'n liefde vir mense nie hê nie. Mag ons nie uitstap leeg nie, maar vol ywer, vol van die salwing, vol van die Gees. Sodat 'n stikkende, gebroke wêreld kan sien, hierdie gemeente dien God. Hierdie gemeente, se gaan dit nie oor image nie, dit gaan nie oor hoe hulle lyk nie, dit gaan vir hulle oor die God van alle gode. Die naam bo alle name. En ek dank U daarvoor, ek dank U vir die krag deur U Gees, ek dank U vir die salwing, Here. Ek loof U, Here, ek dank Here ook dat ek kan bid, en die Seun kan spreek van die Vader, die Seun Jesus Christus en die kosbare Heilige Gees oor elkeen hier vanmôre. Here, dankie dat U by elkeen stil staan in hierdie week wat ons meeste van ons weer begin werk, want meeste van ons weer ingaan, bid ek, Here, dat U Gees hulle sal lei, dat U Gees by hulle sal stil staan, Here Jesus. Hulle sal aanspoor om die goeie te doen en te onthou, it's for you, it's for your kingdom's sake.
Ek spreek die bloed van Jesus Christus oor elkeen uit vanmôre. Ek bid weer eens vir huwelike, vir gesinne, Here Jesus. Ons kom vat dit, Here, ons kom vat grond terug in Jesus naam. We take back what was stolen from us from the devil. Ons vat dit in Jesus naam. Ons breek elke ketting in Jesus naam. Ons breek elke binding in Jesus naam wat families verhoed om 'n gesin te wees, vir huwelik wat verhoed om 'n huwelik te wees wat U eer, Here. Ons breek dit. En alles, Here. En alles, Here Jesus, mag hierdie huwelike, mag hierdie gesinne U eer, Here. Ek dank U vir restaurasie vanmôre. Here, ek dank U vir genesing vanmôre. Ek loof U, o Koning. Here, ek dank U dat ek vir oom Callie en oom Johan kan bedank, Here Jesus, dat U hulle liggame sal aanraak in Jesus naam. Ons weet U is die groot geneeser. Deur U wondes daar vir hulle genesing gebring, vir elke siek persoon vanmôre. Ons staan vas op U woord, wat die waarheid is, en ons spreek die waarheid van God oor hulle. Ek loof U, Here. Ek kan bid U, o Koning Jesus. Ek gee eer in Jesus naam alleen. Amen.